Kom ons bid saam. Diepe Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbat waar ons saam met U kan aanbid. Vandag is dit 'n spesiale dag vir die moeder en ouma. Ons sê baie dankie dat ons hierdie kan kom om die huis van die Here te aanbid en almal te kan opdra na U toe. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Ma, so sonneblomme soekend in die winter na son, draai ons na U vir woorde van liefde, vir oë vol begrip, vir arms van vertroosting, soos Namakwa daisies in die lengte, vervraai U die landskap van ons hart, met sagmoedigheid in pink en lankmoedigheid in blou, met geduld in pers, soos lelies in die Kaapse somer, in eenvoud getooi, in skoonheid mooi, staan U bo wonder, 'n ma vir ons, so besonder. Op hierdie dag was ons op 'n spesiale manier 'n moeder eer. Is goed om te dink aan hoe baie moeder werklik beteken en doen. Teen die tyd wat 'n kind 18 jaar oud word, het ma reeds omtrent 18.000 ure van 'n kind sorg in hakies en werk haar kinders veroorsaak het hanteer. So 'n ma weet hulle het meer werk vir hulle kinders om groot te maak en waardeer dit regtig. Okay. Die krag van 'n biddende ma. 'n voorspraak. Vandag vier ons nie net 'n moederdag nie, maar ook 'n geestelike ander wat 'n moeder vir hulle gesinne is. Agter elke seksvolle man of vrou staan dikwels 'n moeder wat gekniel en gebid het. Nou 'n kerngedagte. 'n moeder dra hulle kinders nie net in hulle arm nie, maar ook op hulle knie. Hulle gebede weer 'n onsigbare skild van liefde en beskerming en seën oor hulle kinders se lewe. Die Bybel herinner ons in Spreuke 31 vers 30. 'n bedrieglik is vervalling en nietig is skoonheid, maar 'n vrou wat die Here vrees, sy sal geprys word. 'n Nuwe Lewing Vertaling sê in die laaste vers wat mooi is. 'n skoonheid is so 'n meisiekind. 'n mooi voorkom hou nie vir altyd nie. 'n vrou wat 'n onsag het vir die Here verdien om 'n prys te word. 'n kort getuienis of voorbeeld. Hanna het haar trane gebid en God het haar gebed verhoor met die geboorte van Samuel. En u sien wat die stem van God oor die nasie sou wees. Net so kan u elke moeder vandag weet. Geen gebed is klein nie. Geen trane word gemors nie. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie oor die seën van haar moederskoot ontferm nie. Al sou hulle vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. Net so 'n moeder
haar kind nooit los nie, vergeet God ook nooit van ons nie. Gebed vir julle kinders deur Ellen E.G. White. Die gebed van 'n moeder word nie vergeet nie. Dit is in die hemel opgeteken om beantwoord te word wanneer God se hand die beste ag. Tweede, die streekste aarde hand tussen die moeder en haar kind. Die moeder se gebede, haar geloof, haar ywerige werk sal nie vergeet wees nie. Derde, 'n moeder se gebed, haar geloof en haar konsekwente lewe sal baie doen in die vorm van haar kinders se karakter. Vierde, die getroue gebede van Christelike moeder word nie deur die Vader van die mense geïgnoreer nie. Hy vergeet nie die smeke van hulle vir hulle seun en dogter bring nie. Die vyfde, die engel van God luister na die gebede van ouers. Hulle hou toesig oor die rituale van hulle opvoeding en weeg die morele invloed van die jeug ombring. Oor die eeue heen het baie moeder tot God gebid vir 'n beskerming, wysheid, genesing, rigting en 'n seën oor hulle kinders. En daar is soveel getuienis van hoe God hierdie gebede verhoor. Laat ons vandag die Here dank en ons moeder eer. Ons wil dankie sê vir die moeder wat 'n ma weet, ernstig opneem, om 'n geestelike invloed te hê op die lewe van hierdie kinders. So Spreuke 31 vers 28 sê, haar kinders tree op en noem haar gelukkig. Spreuke 31 vers 30 sê, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ons loof die Here vir ons moeder wat die Here lief het en aanbid en wat dit aan hulle kinders oordra. Ons waardeer u baie. Nou wil ek weet nie of van almal is nie, maar elke moeder, jou kind by jou is, lig jou hand en sit op jou kind. En die wat nie kind nou hier is nie, maak toe julle oë en bid vir julle kind saam. En Here, ek bring my kind voor u en kom ons bid. Dankie dat u hulle lief het. Sal meer as wat ek kan. Lei hulle paadjie, beskerm hulle hart en liggaam. Laat hulle u waarheid en liefde ken en kies om u te volg. Seën hulle met die wysheid, gun en vreugde. Ek vertrou hulle volle in u hande. In Jesus naam, amen. Baie dankie.